'n land van berge, riviere en reënwoude. 'n land met nie minder as 24 primaatspesies, waaronder die swart en wit kolobusaap en die grootste populasie, een van 5, van die bedreigde rooi kolobusaap. Een van die min plekke op aarde waar sjimpansees nog wild voorkom en bovenal die tuiste van die hoogs bedreigde berggorilla. Ek is in Uganda. Ek is op pad na een van my grootste avonture ooit. Ek is op soek na een van die skaarsste diere op aarde en een van die mees bedreigde. Minder as 900 van hierdie diere bly oor en hulle is die bron van veel legendes. King Kong, Tarzan, noem het op, gevrees in die ou dae. Maar ek weet, hulle is so sag soos botter. Ek is in Burundi en ek is op pad om die bedreigde berggorilla te ontmoet. 'n avontuur voorwaar en een wat baie min mense die voorreg het om te ervaar. En boonop is dit nie maklik nie. Dit verg vasberadenheid, uithou vermoë en sweet om berg op berg af in hierdie woude na hulle te soek. Die ondeurdringbare woud, of ten minste dit wat van die woud oor is geleë in die mees suidwestelike hoek van Uganda. Omring deur denne en teeplantasies lê dit op die rand van die Albertynrif. Die naam self in die Rwiyankitara taal beteken ondeurdringbaar en dit is van die mees biodiverse plekke op aarde, as ook 'n wêrelderfenisgebied. Die park self beslaan sowat 330 vierkante kilometer en hier kom onder andere sowat 120 soogdier, 348 voël, 220 vlinder en 27 paddaspesies en meer as 1000 blomplante voor. En die park is deurkruis met helder riviere. Mense is so gewoond aan Afrika wat riviere het wat opvanggebiede het. Maar in hierdie woud is hierdie rivier van vulkaniese oorsprong, net hierbo die Blou Meer, 'n ou vulkaanskag, byna soos wat mens diamante inkry, het ingestort en grondwater vrygestel. En kyk na die lig. Kyk na die lig. Hier is Plectranthus, hier's reuse skoenlappers. Hierdie is 'n droomrivier. Die rivier bied welkome lafenis en 'n ruskans, maar ons moet aangaan. Niemand het 'n idee hoe ver ons sal moet stap om by die gorillas uit te kom nie. Hier, aan die rand van die woud, is daar nog tekens van menslike bedrywighede. Die grootste tragiek van Uganda vir my is die feit dat in die orde van 90% van hulle reënwoude reeds vernietig is. En hier staan ek op die snylyn tussen koffieplantasie en ware reënwoud. Hier is eintlik 'n moeras. Wat hierdie een interessant maak, is dat dit 'n gemeenskapprojek is. Hulle beskerm dit, kry die inkomste uit die ekotourisme soos ek en ander, en daarvoor benut hulle dit nie. En hulle gebruik dan uitheemse boomspesies, maar hier voor my 'n tipiese stellasie van 'n pitsaag. Ugandese kan 'n plank saag soos 'n Sweedse saag om jy kan saag nie, en dit met die hand. Die probleem dan met die waardevolle hout wat hier uitkom, uiters waardevolle hout, is dat die produseerder of die rower wat hom gemaak het, kry niks. Hierdie
houtsoorte land in die woonstelle om Central Park in New York in die duurste meubels op aarde. En daar lê die tragedie van Afrika. Die produsent kry nooit die geld nie en die rykers word eenvoudig net ryker. In 1964 is die reserve aangewys as 'n toevlugsoord vir diere, hoofsaaklik om die berggorillas te beskerm. Maar sedertdien is dit uitgebrei en in 1991 geproklameer as 'n nasionale park. In April 1993 het gorilla-toere 'n toeristeaktiwiteit geword en besoekersgetalle het skerp toegeneem. Sommer vroeg al sweet ons lekker want die humiditeit hier is baie hoog. Die park lê in die trope en ontvang van 1400 tot 1900 mm reën per jaar. Maar die park het ook 'n invloed op die reënval van die omringende gebiede. Hoë verdamping van die park se plantegroei bring 'n hoë reënval na die aangrensende gebiede. Ons roete neem ons berg op en berg af. Die biodiversiteit hier is juis as gevolg van die groot variasie in die topografie en die verskillende habitattipes. Ons word omring deur Afrika woud met meer as 220 boomspesies wat meer as 50% van al Uganda se boomspesies uitmaak. As jy net sulke ongelooflike natuurskoon in Suid-Afrika wil ervaar, kan jy die Groot 5 reservaat by Entabeni besoek of enige van die ander reservate en oorde in Suid-Afrika en Mosambiek met spesiale aanbiedings vir groenkykers. Vir meer inligting gaan na legendlodges.co.za. Net hierna op groenreis. Nader aan die hemel kan 'n bioloog of 'n ekoloog seker nie as dit kom nie. Kyk mooi na hierdie soogdiere agter my. Hulle kan vlieg. Hulle eet net vrugte. Hoe doen hulle dit? Die dag raak al langer. Ons is nou al 3 ure aan die stap en dit raak steiler en steiler met hellings van tot 55 grade waarteen ons moet uit. Maar as die nood druk, is hulp darm byderhand. Oral in Uganda sien 'n mens hierdie spesifieke plant. Dit is Uganda se nasionale toiletpapier. Almal so saamstem dat dit 'n gangbare vervanging is vir ons rolle. So, meeste van die tyd is alles eintlik byderhand. Hoe verder ons stap, hoe digter en meer onbegaanbaar raak die woud. En van die gorillas is daar geen teken nie. Maar Bwindi is vol verrassings. Die park is geleë in die hoogste dele van die Kigezi Hooglande en die hooglande het ontstaan deur uitstelpings van die westelike Rifvallei. Die onderliggende geologie hier bestaan hoofsaaklik uit filiet, kwarts, kwartsiet, luiklip en graniet. En hier in die gesteentes het 'n grot gevorm. Duisende vrugtevleermuise het dit hul woning gemaak. Nader aan die hemel kan 'n bioloog of 'n ekoloog seker nie as dit kom nie. Kyk mooi na hierdie soogdiere agter my. Hulle kan vlieg. Hulle eet net vrugte. Hoe doen hulle dit? Die verhemelte het riffels daarop waarmee die vrug dan met die tong gerol word en so word die vleis afgehaal, die pit uitgespoeg. Hulle pluk 'n vrug in 'n boom in die nag en vlieg na 'n eetboom. Hierdie is die manne wat jou huis so bevuil in die Kaap as hulle geelhoutsade eet. Hulle is Megachiroptera. Dit beteken groot vleermuise of vleiende vosse. Groot oë wat funksioneel is en hulle kan nie die radar beheer wat die klein vleermuise het nie, want hulle kan sien. Wat doen hulle behalwe die geraas? Hulle klap hulle tong teen die verhemelte en daarmee het hulle kort afstand kommunikasie en ook rigtingbepaling en afstandbepaling.
Hulle stink. Dis nie net die mis nie, maar hulle het ook heel wat velkliere, waarmee die mannetjies veral hulle territorium adverteer en ook hulle gereedheid om te paar. Kleintjies word naakgebore en wyfies het pseudo-tepels waaraan hulle vashou en vir 6 weke vlieg die baba saam met ma en pa en dan as hulle hare het en kan klou word hulle hier gelos en hulle kom terug. Vleiende vos, ek bied u die Egiptiese vrugtevleermuis Rosetus Egyptiacus. Ons stap verder en bevind ons teen die steil helling van 'n hoë berg oortrek met digte slingerplante. En dan, asof uit die niet, sien ons die eerste gorilla waar hy rustig staan en vreet. En dadelik is die moegheid en sweet vergete. Indien 'n mens in ag neem hoe moeilik dit is om die diere te vind in die digte woude, is dit seker verstaanbaar dat gorillas van al die aapsoorte die laaste spesies was wat ontdek is vir die wetenskap. Die eerste keer wat gorillas wetenskaplik beskryf is, was toe Thomas Savage, 'n Amerikaanse sendeling, Gabon besoek het. Daar het hy gorilla-skedels in die hande gekry en in 1847 het hy en Jeffrey Wyman van Boston Universiteit 'n artikel in die Boston Journal of Natural History gepubliseer. Dit het egter slegs inligting oor die gorilla se anatomie bevat, niks oor die diere se gedrag nie. Aan die begin van die 19de eeu het eertydse natuurkundiges nie juis kans gesien om beskiet geïnvesteerde moerasgebiede in te vaar, maar het eerder op die vertelling van plaaslike mense staat gemaak. Op die manier het baie wanopvattings oor die diere ontstaan. Gorillas is beskryf as die wild man of the woods en is as uiters gevaarlik beskou. Selfs vandag nog beskou mense in sekere tradisionele bevolkings gorillas asof hulle magiese eienskappe het en liggaamsdele word in muti gebruik. Daar is wel gevalle aangeteken waar mense doodgemaak is deur gorillas, meestal jagters en stroopers wat deur die groot mannetjies aangeval en doodgemaak is, nadat lede van die mannetjies se groep geskiet is. Inderwaarheid lei gorillas aan die hand van die mens, van trofeejagters tot versamelaars wat gorillas lewendig vang vir byvoorbeeld dieretuine. In laasgenoemde geval word gorilla gesinne dikwels uitgewis, net om die babas, wat dikwels kort daarna ook doodgaan, in die hande te kry. Die eerste ernstige poging om gorillas te bestudeer, deur wetenskaplikes soos Rupert Garner, het eers teen die einde van die 19de eeu begin, en die navorsers het in staalhokke gesit uit vrees vir die diere. In werklikheid is gorillas egter skugter en vermy die mens. 'n Volwasse mannetjie mag dalk op sy bors slaan, brul en plante uittrek indien 'n indringer dit te naby waag. Hy mag self storm, maar gewoonlik is dit net bluf. As jy ook die plekke wil besoek en ervaar wat jy in hierdie episode sien, gaan besoek Live the Journey se webtuiste vir spesiale aanbiedings en toere vir groenkykers. Daar is ook toere met beperkte plekke wat jy saam met my kan reis en ek as jou persoonlike toerleier optree.
Gorillas kom voor net in Afrika. Sommige bevolkings soos die een bewoon bergwoude, maar ander weer laagliggende reënwoude. Waar hulle ook te vind is hulle skaars en moeilik om waar te neem. Een van die redes hoekom ons nog so min weet van hierdie reuse. Wetenskaplikes is nie eers seker hoeveel tipes gorillas daar is nie, maar op hede word 2 spesies, die oostelike en die westelike gorilla, en 5 subspesies beskryf. Hierdie gorillas, berggorillas, word tussen die hoogte van 2100 en 3650 meter aangetref. Die oostelike laaglandgorilla kom voor in die reënwoude van oostelike Kongo tot die weste van die Tanganyika en Edwardmere. Die westelike laaglandgorillas word hoofsaaklik in Gabon, Ekwatoriale Guinea, westelike Kongo en die suidwestelike gedeelte van die Sentraal-Afrikaanse Republiek aangetref. Berggorillas verskil van hulle laaglandbroers in die sin dat hulle normaalweg langer hare, hoër voorkoppe, groter neusgate, breër borskaste, korter arms en breër hande en voete het. Gorillas is massiewe primate. 'n Mannetjie berggorilla wat 1,7 meter hoog is wanneer hy regop staan, het 'n armspan van ongeveer 2,3 meter en kan soveel as 227 kg weeg. Hulle spandeer meeste van hul tyd op die grond, alhoewel hulle lang arms daarop dui dat hulle eers boombewoners was. Hulle loop gewoonlik op al 4 pote met die hande in vuiste geklem. Die tweede lid van elke vinger het 'n verdikte laag vel om verweer te help voorkom. Hulle is omnivore en berggorillas eet ongeveer 200 verskillende spesies woudplante. Hierdie sluit in wilde sellery, dussels, brandnetels, wilde kersies, wilde swartbessies en bamboes, alhoewel dit wil voorkom of hulle stapeldieet die gallium rankplant is. Wanneer daar bome in die omtrek is wat sterk genoeg is om hulle gewig te dra, sal die berggorillas tot 30 meter hoog klim tot in die bladedak om hulle gunsteling vrugte en blomme te bereik. Afgesien van plantmateriaal, kry hulle ook dikwels rispes en slakke in, wat natuurlik 'n waardevolle bron van proteïene is. Berggorillas en oostelike laaglandgorillas het ook 'n voorkeur vir mure, veral 6 spesies van die Ponerinia familie. Mure wat 'n seerbyt kan toedien. Die gorillas het die neste van mure opsetlik uitsoek en handevol opskep en eet, maar bovenal eet hulle massiewe hoeveelhede kos. 'n Uitgegroeide mannetjie kan tot 23 kg plantmateriaal in 1 dag verorber. Van al die groot ape vorm gorillas die mees stabiele sosiale groepe. Die grootte van hierdie groepe wissel van 2 tot 35 individue. Dan is daar ook nog slegs mannetjie en slegs wyfie groepe. Maar 'n gemengde groep van tussen 5 tot 10 individue is die mees algemene grootte en die komposisie van verskillende groepe verander gereeld. Die leier van 'n groep is 'n volwasse, silwerig mannetjie. Sommige wyfies sal permanent by die silwerig bly, maar ander migreer na ander groepe of begin 'n nuwe groep met 'n enkel lopende mannetjie. Ook ander jongelinge mag na ander groepe migreer. Die gevolg is dat volwasse wyfies in 'n groep normaalweg dan nie verwant is aan mekaar nie, wat natuurlik na allerhande konflikte kan lei. By gorillas word konflik gewoonlik opgelos deur 'n derde individu te betrek vir 'n beskerming of net gerusstelling. Maar dis gewoonlik die silwerig wat die orde handhaaf in 'n groep. Soos hy aggressie styg, daal die aggressie van die kompeterende wyfies.
By baie aapsoorte, soos by bobiane en sjimpansees, vind lyfkosing gereeld tussen individue plaas. Dit het 'n kalmerende invloed en versterk ook die bande tussen lede van 'n trop. By gorillas egter vind uiters min lyfkosing plaas, veral tussen volwassenes. Dit kom wel voor tussen ma's en babas en volwasse wyfies sal die silwerrug lyfkoos, alhoewel hy hulle nie sal teruglyfkoos nie. Tog is die atmosfeer van 'n gorilla groep oor die algemeen rustig. Die silwerrug is die onbetwiste leier van die groep en 'n aggressiewe kyk van hom is gewoonlik genoeg om gemoedere te kalmeer. 12 uur later, kilometers verder en beenmoeg. Hoe voel ek? Eerstens voel ek dankbaar. Daar's mense op aarde wat moeite doen om hierdie kosbare diere te beskerm. Maar dan dink ek terug aan die woud en sy varings en weer eens is ek dankbaar vir my dat ek so na aan een van hierdie diere kon kom. Absoluut onvergeetlik.